Oupa? Ja, Carlo. Nie Carlo nie, oupa nie, Sieg. Ja, ek sien, jammer hoor. Oupa, Carlo het vir my gevra ek moet vir oupa 'n vraag vra. Wat is dit wat jy wou vra? Oupa nee, hy het gesê ek sien oupa is hierso by 1 Tessalonisense, né? Ja, ek is. Hy sê iemand het vir hom gesê daar word gepraat van 'n ego of iets wat weer klink. Hy verstaan nie lekker dit nie. Waaroor gaan dit? Ja, ek dink ek gaan net gou-gou hierso lees met my terugkyker. Okay, dankie oupa. En net daar, my verkyker vat. Ja, so. Ja. Nee. En dit. Ja, mooi. Kom ek verduidelik. Nou wat is dit oupa? Nee, dit werk nou so. In Handelinge lees ons van Paulus wat by die mense was in Thessalonika. Was Paulus in Thessalonika self gewees? Ja, ons lees in Handelinge 17 daarvan. En wat het toe gebeur? Nee, die mense het glad nie gehou daarvan nie. Hulle het nie gehou van die Christene en wat hulle gedoen het nie. En toe wou hulle vir Paulus hulle vang en hulle het hulle eintlik amper weggejaag. So, dit was moeilike omstandighede. En ja, dis wat hy skryf ook in die brief, dit was moeilik om met die mense te praat. En toe wat nou, oupa? Nee, toe skryf hy die brief vir hulle en hy sê, dit was moeilik daar by julle, maar ons hoor goeie nuus van julle. En wat so goeie nuus is dit? Hy sê, die manier hoe die mense leef is amper soos 'n ego. Wat bedoel oupa met 'n ego? Ja, as jy in die berge in 'n sekere plek sal skree of in 'n grot, dan kom jou stem ons so terug na jou toe. Ja, en wat bedoel oupa as oupa dit dan nou sê? Hy sê, julle het by my gesien hoe ek leef, en ek het by Jesus gesien hoe hy leef, en die manier hoe julle leef is soos 'n ego. Wanneer jy leef met liefde en omgee, dan hoor mense, ons hoor eintlik vir Jesus in die manier hoe jy leef. Of dit nou moeilik of maklike omstandighede is, ons is egos van Jesus. Dankie oupa, ek sal probeer om dit so vir Carlo te gaan verduidelik. Ag nee, maar dis baie gaaf, dankie. Ek gaan nog 'n bietjie verder lees hierso van die weerklank en so. Dankie, hoor. Dankie oupa.